Gesels met Jaco Poelman en hy sê adjunkhoof by BMT College. Is dit reg? Goeiemôre. Dis korrek, sê. Goeiemôre Dawie. Dankie. Dis lekker om weer terug te wees hier. Lekker om jou weer 'n keer. Vertel, jy's nou weer 'n keer terug hier by ons bytsake. So verduidelik weer 'n keer vir ons. Wat is BMT College? Wat doen julle? Ja. So ons is 'n afstandsonderrig instansie, hoofsaaklik. Ons is net hier buite Randburg in Volhuis. En ons is hoofsaaklik vir studente wat 'n bietjie ouer is, jy weet ouens wat 25 tot 35 jaar oud is, ouens wat nou net bietjie lekker gewerk het en hulle kom op daai punt waar hulle besef ek het 'n bietjie meer nodig om my volgende bevordering of my loopbaan net in 'n ander rigting in te druk. Ja, dit is ons konsentreer soos nou in die insetsel was, konsentreer ons op besigheidsbestuur en menslike hulpbronne bestuur en dit is waarin ons hoofsaaklik dan ons studente inleer. Wat my nogal interessant is en julle roem julle nogal daarop is dat julle stel die studente bloot aan kundiges in die werksplek. Ja. So een van die groot dinge waarin ons gereeld werk en veral hierdie jaar waarop ons baie gekonsentreer het was om aanlyn vir hulle in webinare bekend te stel. En dit was lekker, jy weet, met afstandsonderrig en met ons studente wat oor die wêreld is jy weet om hulle te kry om te luister na ander mense. Soos ons het byvoorbeeld in hierdie jaar het ons al met hulle gepraat oor publieke relasies en ons het iemand gehad wat kon gesels het oor hoe om jou eie besigheid te begin. Volgende week praat ons ook met 'n baie opwindende gas en dan 'n bietjie later in September het ons dan ook 'n sakeontbyt wat ons reël en ons studente wat daarna kan inskakel en kyk. Maar ek is nou nuuskierig. Hierdie opwindende nuwe gas, wie is dit? Volgende week. Ja, dit is Andri van der Linde, dis Rina Hugo se dogter. Sy kom gesels bietjie met ons studente. Jy weet dit is mos nou vroue maand en al daai dinge. So sy kom gesels bietjie met ons studente oor entrepreneurswese as 'n vrou, as 'n ma en ook as 'n huismaker. En dan jy weet gaan sy bietjie met hulle gesels oor hoe om al daai dinge te balanseer en jou lewe jy weet so te kan lewe. Ja, dan toe ook genoeg van 'n besigheidsontbyt. Ek dink in September. Vertel my, wat kan daarvan wag? Dit is korrek. Ja, ons het eintlik vroeg in die jaar al begin beplan daar en ons het nou nie verwag dat die hele RNE en hoe die regering gaan uitdraai na die verkiesing al die tipe van dinge nie. Maar ek dink baie mense weet nie heeltemal wat om te verwag in die volgende 5 jaar of hoe om voor te berei daarvoor nou met hierdie nuwe dinge wat eintlik besig is om te gebeur nie. So die besigheidsontbyt is vir ons korporatiewe kliënte en dan ook wat spesifiek net uitgesaai gaan word aan ons studente. Waar ons bietjie gaan gesels oor wat om te verwag en hoe om te beplan en hoe om voor te berei vir die volgende 5 jaar. So maar is gepraat van die volgende 5 jaar en die volgende klompie maande en so, is daar baie belangrike datums waarvan die studente moet kennis neem? Eerste belangrikste datum is aan die einde van hierdie maand, einde van Augustus, sluit die tweede termyn se insluiting. So enigiemand wat nou nog wil inskryf vir 2024 moet dit nou klaarmaak. Dan in Oktober maak ons nuwe datums oop vir volgende jaar waar hulle kan registreer. En ek dink die belangrikste vir nou is as jy wil inskakel volgende week vir Andri, dit is 'n oop webinar. So enigiemand is welkom om in te skakel daarop. Gaan gerus na ons webtuiste toe of na ons Facebookblad en jy kan al die inligting daarso kry van hoe om in te skakel en te luister wat Andri te sê het volgende week. So dis nou studente, voornemende studente en enigiemand anders wat enigiemand wat wil inskakel is welkom om in te skakel daar. En so sê Jaco Poelman, adjunkhoof by BMT College. Dankie dat jy weer 'n keer by ons het raai gemaak. Baie dankie Dawie.